Goeiedag manne, dit is meneer Oukamp. Welkom by Landbou Wetenskappe graad 11. Hoe hierdie lesse gaan werk is jy gaan hierdie video kyk. Dit is my slideshow reeks en ek gaan vir jou verduidelik wat op die slideshow aangaan en jy gaan voor jou handboek oop hê. So terwyl jy die video kyk, het jy jou handboek oop. Dan gaan sekere goed wees wat jy moet afskryf. Dan gaan ek verwag dat jy dalk die video 'n bietjie moet pause terwyl jy die goed afskryf. Daar gaan goed wees wat jy in jou handboek moet merk. Ek gaan mooi op die slides vir jou dit aandui, of ek gaan dit vir jou sê wat jy moet doen. So jy gaan ten alle tye weet wat jy moet doen, as jy net jou handboek oop het en saam met my werk. Hierdie klas gaan vir jou niks beteken as jy nie jou handboek by jou het nie. So kry jou handboek asseblief, en maak jy vir my oop op bladsy 22. Die gedeelte wat ons vandag gaan doen, handel oor grondklassifikasie, en ons het dit reeds in die vorige klas op die laaste klasse wat ons gehad het, het ons dit reeds begin, en ons gaan net aan waar ons laas opgehou het. So op bladsy 22 kan jy vir my kyk asseblief, onderaan staan die hoofopskrif, punt nommer 2, grondklassifikasie, en jy het die volgende goed afgeskryf. Jy het daar hierdie vraag neergeskryf: die snelgroeiende bevolking van Suid-Afrika, wat gevoed moet word, stel al hoe groter eise aan die beskikbare landbougrond. En toe het ek vir jou gesê, ek gaan 2 vrae vir jou uit hierdie stukkie uitvra. Punt nommer 1, hoeveel bewerkbare grond is daar tans in Suid-Afrika, en bespreek die praktiese maatreëls wat die landboubedryf sal moet toepas om volhoubaar te voorsien in die bevolking se voedselbehoeftes en om voedselsekuriteit in Suid-Afrika te verseker. Om die eerste vraag te beantwoord, hoeveel bewerkbare grond is daar tans in Suid-Afrika, gaan jy sien in daai gedeeltetjie net onder waar daar staan grondklassifikasie, moes jy onderstreep in Suid-Afrika, is daar tans ongeveer 12 tot 13% bewerkbare grond. En dit moet jy onderstreep, jy moes daar bygeskryf het 12 tot 13, daar het net gestaan 13%. Dan is daar die volgende vraag, wat handel oor die snelgroeiende bevolking van Suid-Afrika, wat gevoed moet word, stel al hoe groter eise aan die beskikbare landbougrond, bespreek die praktiese maatreëls wat die landboubedryf sal moet toepas om volhoubaar te voorsien in die bevolking se voedselbehoeftes en om voedselsekuriteit in Suid-Afrika te verseker. As jy dit nog nie klaar afgeskryf het, dan kan jy pause en net seker maak dat jy hierdie vraag het. En die antwoord staan in jou handboek, jy moet net daar onderstreep. Verhoogde produksie van goeie kwaliteit moet dus per eenheidsoppervlakte verkry word deur bewaringsboerdery toe te pas, deur sy natuurlike hulpbronne, naamlik grond, water, plantegroei en klimaat optimaal aan te wend, en deur met hoogs produserende plantkultivars en diererasse te boer, wat aangepas is by sy natuurlike hulpbronne. Hierdie gedeelte kan jy sien op die slides, wat in geel is, moes jy bygeskryf het. So as jy dit nog nie bygeskryf het nie, om dit aan te vul wat in jou handboek staan nie, dan moet jy dit asseblief so doen. Daar waar daar staan bewaringsboerdery, het ek gesê, moet jy sommer net 'n pyltjie trek en dan hierdie gedeelte deurskryf deur sy natuurlike hulpbronne, naamlik grond, water, plantegroei en klimaat optimaal aan te wend, en heel aan die einde van die sin moet jy byskryf wat aangepas is by sy natuurlike hulpbronne. So dis al wat jy vir my daar moet byskryf. As jy dit nog nie het, jy pause die video net hierso en dan skryf jy dit gou af asseblief. Goed, dan is daar 'n gedeelte wat sê punt nommer 1, landbou, bosbou, dorpsgebiede, punt nommer 2, die beplanning van 'n besproeiingsskema. Jy kan dit uitlos. So die res van bladsy 22, nommer 1 tot 4, kan jy uitlos. Dan bo aan bladsy 23, wil ek hê jy moet hierdie gedeelte afskryf. So in daai gedeeltetjie daar staan 23 vir bladsy 23, dan staan daar 5 punt landbou. Net bo daar waar daar staan 5 punt landbou, skryf jy hierdie volgende klein af, want dit is baie. Deur grondontleding en klimaat, in hakkies, reënval en temperatuur, in gedagte te hou, sal 'n boer sy grond kan klassifiseer. Het sy dit sand, klei, byvoorbeeld die vrugbaarheid of diepte, sodat hy sy plaas wetenskaplik kan beplan. Beskryf die volgende afleidings wat die boer kan maak na aanleiding van sy grondontledingsverslag om volhoubaar te boer. En dan, dit handel oor die gedeelte wat daar onder staan by 5 punt landbou. So, om hierdie vraag gaan ek vir jou byvoorbeeld vra, of ek gaan hierdie stelling maak in 'n toets, en dan gaan ek vir jou spesifieke afleidings vra
wat jy uit die gedeelte daaronder moet antwoord. So wat is die praktiese maatreël wat die boer moet doen voordat hy afleidings kan maak? Eerste van alles moet hy eers grondontledings doen sodat hy spesifiek sy grond kan klassifiseer. Eienskappe wat hy kan toeskryf aan sy grond. Is dit 'n sandgrond? Is dit 'n kleigrond? Wat is die vrugbaarheid van die grond? Is dit 'n diep grond? Wat is die pH van die grond? En na aanleiding van hierdie grondontledings kan hy hierdie eienskappe bekom. En as hy hierdie eienskappe gekry het en bekom het, dan kan hy afleidings maak uit hierdie grondontledings-verslag. En die afleidings is daai wat gelys is van punt nommer 1 tot en met punt nommer 15. Nou wat ek gaan doen, is ek gaan sekere dele uithaal wat by 'n spesifieke afleiding is. So ek gaan byvoorbeeld dit vir jou gee. Wat is die 4 hooffaktore wat die boer sou kon aflei? En dan gaan jy vir my onderstreep. Punt nommer 1. Die geskiktheid van die grond vir gewasverbouing. Punt nommer 2 het 2 punte. Die gewaskeuse en die kultivar keuse. En punt nommer 4, die 4de hooffaktor is punt nommer 14, die grondtipes. As jy op hierdie stadium bietjie de mekaar is dit oké. Ek gaan dit vir jou verduidelik. So wat jy nou gaan doen in jou handboek is al punt nommer 1 en punt nommer 2 en punt nommer 14. So jy gaan by punt nommer 1 en punt nommer 2 in hakies byskryf 4 hooffaktore. Sowel as by punt nommer 14 skryf jy daar in hakies 4 hooffaktore. Sodat wanneer ek vir jou vra in 'n toets, wat is die hooffaktore wat 'n boer sou kon aflei uit die grondontledings-verslag wat hy ontvang het of laat doen het. En dan gaan jy sê, die geskiktheid van grond vir gewasverbouing, die gewaskeuse, die kultivarkeuse en die grondtipes. So punt nommer 1, punt nommer 2 en punt nommer 14 handel oor dieselfde gedeelte. Net so by die volgende een. Wat is die afleidings wat die boer sou kon maak ten opsigte van sy grond? En dit is punt nommer 3. Die grondbewerking kan meer doeltreffend gedoen word. Punt nommer 4. Die bemestingsbehoeftes kan afgelei word en daar wil ek jy moet vir my byskryf ten opsigte van makro, mikroelemente en die kunsmisstowwe. Dan punt nommer 5. Die beperkende grondlaag is bekend. Dan punt nommer 6. Die grondpotensiaal kan vasgestel word. Met ander woorde kan jy daar in hakies byskryf die produksievermoë of die produksiepotensiaal. Dan kan jy daar punt nommer 7 onderstreep. Die erosiekwesbaarheid, en dan skryf jy daar vir my by in hakies, die wegspoel van boogrond. En dan punt nommer 8 kan jy onderstreep, die aanwesigheid van ongewenste soutte. Dan skryf jy daar in hakies by, braksoutte. En die laaste een is punt nommer 9, tekorte in grond is vooraf bekend. So hoe gaan jy dit merk in jou handboek? Jy gaan in jou handboek vanaf punt nommer 3 met punt nommer 3 ingesluit tot en met punt nommer 9 met punt nommer 9 ingesluit 'n krulhakkie maak. En dan skryf jy daarso by afleidings ten opsigte van sy grond. So ek gaan dit so vir jou wys met hierdie pen wat ek het. So as daardie punt nommer 1 is mos nou in jou handboek punt nommer 3, dan maak ek so 'n krulhakkie en ek skryf hierdie by. Goed, ek hoop dit maak vir jou sin. So vanaf punt nommer 3 tot en met punt nommer 9, al die punte wat ek hier gelys het vir jou, is afleidings ten opsigte van sy grond. Goed, dan die laaste enetjie is, wat is die afleidings wat die boer sou kon maak ten opsigte van die besproeibaarheid van sy grond? En dit is te doen met punt nommer 10 tot en met punt nommer 13. Die eerste een is dreineerbaarheid. Ons kan ietsie definieer oor die dreineerbaarheid. Ons kan ietsie definieer oor die besproeibaarheid van die grond. Nommer 12. Ons kan ietsie sê oor die tipe besproeiing. Nommer 13, die laaste een. Ons kan ook iets sê oor die skedulering. Wat beteken die skedulering? Hoe gereeld gaan besproeiing
toegedien word. Hoe gereeld gaan ek water byvoorbeeld aan hierdie grond gee? So weer eens, as ek my pen vat, dan merk ek vanaf punt nommer 10 tot en met punt nommer 13 albei ingesluit, so 'n krullakkie en ek skryf hierdie gedeelte by, sodat ek weet hierdie gedeelte handel oor die besproeibaarheid van die boer se grond. Punt nommer 10 so tot en met punt nommer 13. So ek gaan vir jou 'n vraag stel, deur grondontleding en klimaat in gedagte te hou, sal 'n boer sy grond kan klassifiseer, sodat hy sy plaas wetenskaplik kan beplan. Beskryf die volgende afleidings wat 'n boer kan maak, na aanleiding van sy grondontledingverslag om volhoubaar te boer. En dan gaan ek sê, wat is die afleiding wat die boer sou kon maak ten opsigte van die besproeibaarheid van sy grond? En dan skryf jy vir my neer, die dreineerbaarheid, die besproeibaarheid, die tipe besproeiing en die skedulering kan bepaal word. Goed, dit is redelik eenvoudig. En dit is die eerste gedeelte van bladsy 23. Goed, ons beweeg aan. Die beginsels van die Suid-Afrikaanse grondklassifikasiesisteem. Ek wil hê jy moet vir my daar onderstreep. Vir die klassifikasie van gronde word morfologiese, fisiese, chemiese en mineralogiese eienskappe gebruik. En dan kan jy onderstreep, Suid-Afrika gebruik 'n binomiese sisteem wat slegs 2 kategorieë of vlakke van klassifikasie bevat. Met ander woorde, as ons praat oor 'n binomiese sisteem, beteken dit wanneer ek 'n grond klassifiseer en ek gebruik hierdie klassifikasiesisteem van Suid-Afrika, gaan hy op 2 vlakke geklassifiseer word. So ek gaan op Outel 'n grondprofiel uitgrawe en ek gaan vir my grond, ek wil die grond in 'n spesifieke groep klassifiseer en dan gaan ek dit op 2 vlakke doen. Die eerste vlak is grondvorm. Dit is die unieke kombinasie en vertikale opeenvolging van die diagnostiese horisonte. So as ek my grondprofiel klaar gegrawe het en ek identifiseer die horisonte wat daar voorkom, dan afhangende van die kombinasie, die verskillende tipe horisonte wat voorkom en in watter volgorde dit is, gaan ek 'n spesifieke grondvorm hê. En ons gaan nou so na 'n paar voorbeelde daarvan kyk. En die tweede gedeelte van hierdie benoeming of klassifikasie van die grondsisteem doen ons op grond van die grondseries. En dit is as gevolg van bepaalde unieke grondeienskappe. En jy kan daarso onderstreep. Dit is goed soos byvoorbeeld grondtekstuur, die kalkinhoud, die pH-waarde, die grond se kleur, die geaardheid van die ondergrondmateriaal of die voedingsstatus van die grond of die grond se struktuur. So eerstens gaan ons bepaal wat is die verskillende horisonte wat voorkom en in watter kombinasie is hulle en in watter volgorde is hulle. Daarna gaan ons spesifieke grondeienskappe bepaal en na gelang van hierdie 2 eienskappe of hierdie 2 vlakke gaan ons dan 'n spesifieke tipe grond klassifiseer in 'n spesifieke groep of in 'n spesifieke stelsel. Ek lees vir jou daai laaste NB op bladsy 23. Daar staan 'n grondprofiel word eerstens geklassifiseer as 'n grondvorm en dan as 'n grondserie. Ek wys sommer net weer hier vir jou weer die profiel. As ons 'n grondprofiel grawe, dan kry ons spesifieke horisonne. Hierdie is die meester horisonne. Ons gaan nou kyk wat bedoel hulle met 'n diagnostiese grondhorison en dan gaan ons eers spesifiek kyk in watter volgorde kom hierdie horisonne voor en in watter horisonne is teenwoordig en dan gaan ons kyk spesifiek na grondeienskappe. Wat is die tekstuur van die grond? Wat is die pH-waarde? Wat is die kalkinhoud, die kleur, wat ook al die geval dan mag wees. Goed, dan kan jy kyk op bladsy 24 heel boon, die prosedure vir klassifikasie van grond. Kan jy daarso kyk. Die eerste ding wat ons doen is, ons bepaal die meester horison. Jy moet dit ken. Daar's 5 stappe. Nommer 2, ons kyk wat is die diagnostiese horisonte. Ons gaan nou kyk wat dit is. Punt nommer 3, dan bepaal ons wat is die grondvorm. Dan bepaal ons wat is die seriekenmerke, met ander woorde spesifieke eienskappe van daardie spesifieke grond. En dan heel laastens bepaal ons dan die grondseries.
Dan lees ek vir jou daai NB, daar staan die herkenning van die meesterhorisonte is die eerste stap in die klassifikasie van grond. Jy hoef dit nie te onderstreep nie. Meesterhorisonte word meer volledig beskryf deur hulle as diagnosties te identifiseer aan die hand van diagnostiese, morfologiese, fisiese en chemiese kenmerke. Daar is 5 boogrond en 15 ondergrond diagnostiese horisonte. Dan gee hulle vir jou voorbeelde van hierdie diagnostiese boogrond horisonte. So met ander woorde, 'n meesterhorisont het ons klaar gesien is 'n OA, 'n E of wat ook al die geval mag wees. En as ons kyk na diagnostiese horison, dan is dit 'n horison met spesifieke ander eienskappe. So met ander woorde, ons gaan byvoorbeeld 'n A-horison kry, maar ons kry 'n humiese A-horison. Wat beteken dis 'n A-horison met 'n bietjie meer humus in. Of ons kry 'n melaniese A-horison, of ons kry 'n vertiese A-horison. Dis verskeie tipes A-horisonte en dit noem ons die diagnostiese grondhorisonte. So al wat ek verder wil hê jy op daai bladsy moet ken, is jy onderstreep diagnostiese boogrondhorisonte, jy ken die naam organiese O-horison. Jy hoef nie die eienskappe onder dit te ken. Dan merk jy daarso 2 humiese A-horison. Jy hoef nie die eienskappe onder dit te ken. Dan merk jy daar 3 melaniese A-horison. Jy hoef nie die eienskappe onder dit te ken. Dan merk jy vertiese A-horison en ortiese A-horison. So jy moet voorbeelde ken van diagnostiese boogrondhorisonte. Ek het vir jou gesê, daar's 5 boogrondhorisonte en daar word hulle vir jou gegee. Jy moet net die name ken. Jy moet weet wat is die verskil tussen 'n meesterhorison en 'n diagnostiese horison. Verder hoef jy geen eienskappe van daai spesifieke diagnostiese grondhorisonte te ken. Jy merk net die goed wat ek vir jou op die slides gegee het en wat ek in die boek gesê het en jy ken net dit. Ek gaan net 'n paar voorbeelde vir jou wys van hoe hierdie verskillende horisonte lyk. Hier is 'n voorbeeld van 'n vertiese A-horison. So hulle sê daar, vertiese A-horison is swart van kleur. Dit kan jy baie duidelik sien. Dit het 'n blokagtige struktuur. Jy kan dit nie so baie duidelik sien nie, maar ons kan sien dat daar 'n blokagtige struktuur teenwoordig is. Dit kom voor in warm semi-dor tot semi-humide areas en die grond is droog en word en vorm wye barste. Dit kan ons ook nie op hierdie prentjie sien nie, maar dit is 'n vertiese A-grondhorison. Daar die donker gedeelte, hier aan die onderkant waar daai geel gedeelte uitkom, is weer 'n ander horison. Hierdie is 'n voorbeeld van 'n ortiese A-horison, die boonste gedeelte. Hier wys hulle dit vir jou mooi met hierdie rooi blokkie. En 'n ortiese A-horison kan jy daar sien kom die mees algemeenste voor. Dit het geen kenmerke van die bogenoemde horisonte nie en humusinhoud, kleure, tekstuur, struktuur en mineraalsamestelling wissel baie. So as hulle nie regtig weet wat dit is nie, dan noem hulle dit 'n ortiese A-horison. As dit lyk soos 'n A-horison, maar dit het 'n verskeidenheid van ander eienskappe, dan noem hulle dit 'n ortiese A-horison. Hier is 'n voorbeeld van 'n melaniese A-horison. Dis die gedeelte wat so donker is daarbo. Dis donker gekleur, dit het ten minste 15% klei. Dit lyk vir ons asof dit meer kleiagtig is. Dit is minstens 300 mm wyd. Dit het 'n blokagtige struktuur. Dit lyk vir ons asof daai klei redelik blokagtig is en dit kom voor in humide areas waar daar baie loging plaasvind. Dis sommer net 'n paar voorbeelde van die diagnostiese boogrondhorisonte. Soos ek gesê het, jy ken nie die werk wat ek vir jou daar laat merk het. Die res is nie belangrik nie. So dit is die eerste gedeelte wat ons gedoen het oor grondklassifikasie. Jy kan sien is 'n kort gedeelte. Ek het net 'n paar goedjies vir jou laat merk en as ons in die volgende les gaan ons begin met fisiese eienskappe van grond, spesifiek met grondkleur en dan sal ek weer met jou daar praat. Hou asseblief by met jou opsommings en maak seker dat jy al die goedjies wat ek gesê het, jy moet afskryf en hierdie gedeelte asseblief afgeskryf het. Baie dankie.